Okay, ons gaan aan met 1 Kronieke vanaf hoofstuk 11. Nadat Dawid koning geword het, neem hy Jerusalem in. Toe kom die hele Israel by Dawid in Hebron bymekaar en sê, kyk, ons is u been en u vlees. Gister, sowel as eergister, selfs toe Saul koning was, het u Israel uit en ingelei, en die hemelse Vader, u God, het aan u gesê, jy moet my volk Israel oppas, en jy moet 'n vors wees oor my volk Israel. So het dan al die oudstes van Israel die koning in Hebron gekom en Dawid met hulle 'n verbond gesluit in Hebron en voor die aangesig van die hemelse Vader, en hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf, volgens die woord van die hemelse Vader deur die diens van Samuel. En Dawid het die hele Israel het getrek na Jerusalem, dit is Jebus, en daar was die Jebusiete, die bewoners van die land. En die inwoners van Jebus het vir Dawid gesê, jy sal hier nie inkom nie, maar Dawid het die bevestiging Sion ingeneem, dit is die stad van Dawid. En Dawid het gesê, elkeen wat eers die Jebusiete verslaan, sal 'n hoof en 'n owerste word. Toe het Joab, die seun van Soraja, die eerste opgeklim en 'n hoof geword. En Dawid het in die bergvesting gaan woon. Daarom noem hulle dit die stad van Dawid. En hy het die stad rondom opgebou. Van Milo af tot by die omtrek van Joab, het die oorige deel van die stad herstel. En Dawid het gedurig groter geword, en die hemelse Vader van die leerskare was met hom. Helde van Dawid vanaf vers 10. En dit was die hoofde van die helde van Dawid, wat hom kragtig bygestaan het in sy koningskap saam met die hele Israel, om hom volgens die woord van die hemelse Vader koning te maak voor Israel. En dit is die getal van die helde van Dawid. Jasobeam, die seun van Agmoni, die hoof van 30, en hy het 'n spies geswaai oor 300 wat op een keer gesneuwel het. En na hom was Elisiar, die seun van Dodo, die Ahoit. Hy was onder die 3 helde. Hy was saam met Dawid by Pas Damim, toe die Filistyne daar bymekaar was om te veg, en daar was 'n stuk land vol gars, en die volk het vir die Filistyne gevlug, maar hy het hom in die middel van die stuk land opgestel, en dit afgeneem, en die Filistyne verslaan, sodat die hemelse Vader 'n groot oorwinning bewerk het. En 3 van die 30 hoofde het afgetrek na die rots, na Dawid, na die spelonk van Adullam, terwyl die laar van die Filistyne in die dal van Rafaim gestaan het. En Dawid was toe in die bergvesting, en 'n besetting van die Filistyne was toe in Bethlehem. En Dawid het 'n begeerte voel opkom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Bethlehem wat by die poort is? Toe het 3 deur die laar van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Bethlehem wat by die poort was, en dit gedra en na Dawid gebring, maar Dawid wou dit nie drink nie, en het dit voor die hemelse Vader uitgegiet, en gesê, mag my God my bewaar, dat ek dit sou doen, sou ek die bloed van hierdie manne drink, met lewensgevaar, ja, met lewensgevaar het hulle dit gebring, en hy wou dit nie drink nie. Dit het die 3 helde gedoen. En Abisai, die broer van Joab, hy was hoof van die 3, en hy het die syspies geswaai oor 300 wat gesneuwel het, en 'n naam gehad onder die 3. Uit die 3 was hy onder die ander 2 geëerd, sodat hy hulle owerste geword het, maar tot by die eerste 3 het hy nie gekom nie. Benanja, die seun van Jojoda, die dapper man, groot van daad uit Kapseel.
Hy het 2 groot helde van Moab verslaan, en hy het afgegaan en 'n leeu binne in die kuil doodgeslaan op 'n sneeudag. Hy het ook 'n Egiptenaar verslaan, 'n groot man, 5L, en in die hand van die Egiptenaar was 'n spies, soos 'n wewersbalk. Maar hy het na hom afgegaan met 'n stok, en die spies uit die hand van die Egiptenaar geruk, en hom met sy eie spies doodgesteek. Dit het Benjanja, die seun van Joiada, gedoen, en hy het 'n naam gehad onder die 3 helde. Hy was wel meer geëerd as die 30, maar tot by die 3 het hy nie gekom nie, en Dawid het hom aangestel oor sy leiwag. En die dapper helde was Asael, die broer van Joab, Elhanan, die seun van Dodo, uit Bethlehem, Samot, die Erodiet, Heles, die Peloniet, Ira, die seun van Ikels, die Tekoït, die Ibiseer, die Anonontiet, Sibegai, die Hasatiet, Eleai, die Ahoït, Merai, die Natufait, Helet, die seun van Banana, die Nafotiet, Itai, die seun van Ribai, Gibea, die kinders van Benjamin, Benai, Perotitnit, Erai en Nagalagas, Abiel en Arbatutit, Asmavet en Boararmit, El-Jagba en Salbonit. Die seuns van Hasem, die Gisoniet, was Jonathan, die seun van Sage, en Ariet, Ahiam, die seun van Sagar, en Hararit, Elifiel, die seun van Hefer, die Magratiet, Aia en Peloniet, Hesru en Karmeliet, en Namarai, die seun van Esbai, Joel, die broer van Nathan, Misbahar, die seun van Hagri, Selak, die Ammoniet, Sagerai, Belortiet, die wapendraer van Joab, die seun van Soraya, Ira, die Jertiet, Gareb, die Jertiet, Urai, die Hetiet, Sabat, die seun van Agalai, Adina, die seun van Sisa, die Rubeniet, die hoof van die Rubeniete, en saam met hom was 30, en Hanan, die seun van Magag, Josafat, die Metit Usai, die Astaratiet, Sama, die Joel, die seun van Hotam, die Arujortiet, Jediaal, die seun van Simri, Juha, die sy broer, die Tesit, Eliel, Mahawin, en Jerabai, en Joshua, die seuns van Elnaam, Jetam, Jetma, en die Moabit, Eliel, Obed, Jasel van Mesobaya, tot sover. Ons gaan aan by hoofstuk 12. Helde van Dawid wat na hom gekom het toe hy deur Saul vervolg is. En dit is hulle wat na Dawid na Siklag gekom het, toe hy nog uit die teenwoordigheid van Saul, die seun van Kis, verban was. Hulle was ook onder die helde wat gehelp het in die oorlog, gewapend met 'n boog wat regter en linkerhand kon gebruik, met slingerstene en met pyle, en boog. Hulle was uit die broers van Saul uit Benjamin, Ahiseer, die hoof van Joas, seun van Semaja, die Gibetiet, en Jesiel en Pelet, seuns van Asmavet en Beraga, en Jehu uit Anotot, en Jesmaja, die Gibeoniet, 'n held onder die 30, en die hoof onder die 30 van, en Jeremia, en Jahasiel, en Jonan, en Josabat uit Gedera, en Husai, Jerihomot, en Balea, en Samaria, en Safatja, en Harif, Elkana, Jesia, Asriel, en Joseer, Josebeam, en die Koragite, en Joela, Sabatja, die seuns van Jeroham uit Gedor. Ook van die Gadite het hulle afgeskei na Dawid, na die
bergvesting in die woestyn, dapper manne, krygsmanne in die oorlog toegerus met 'n skild en spies, en hulle gesigte was leeugesigte, en hulle was vinnig soos gemsbokke oor die berge. Eser, die hoof van Obadja, die tweede Eladab, die derde Masmana, die vierde Jeremia, die vyfde Attai, die sesde Elil, die sewende Johanan, die agste Elsabat, en die negende Jeremia, die tiende Magbanai, die 11de, hulle was uit die seuns van Gad, hoofde oor die leer, 1 teen 100, die kleinste en die grootste 1 teen 1000. Dit is hulle wat deur die Jordaan gegaan het in die eerste maand terwyl hulle vol was oor al sy walle, en hulle het al die bewoners van die laagtes verjaag teen die ooste en teen die weste, en toe daar uit die seuns van Benjamin en Juda uit die bergvesting na Dawid gekom het. En Dawid het uitgegaan en hulle tegemoet gegaan en met hulle gespreek en vir hulle gesê, as julle met vrede na my kom om my te help, sal ek my van harte met julle verenig, maar as dit is om aan my teenstanders te verraai, of skoon daar geen onreg in my hande nie, mag die God van ons vaders dit dan sien en straf. Toe het die gees van Amasai, die hoof van die 30, vervul, en hy het gesê, vir u Dawid, en met u seuns van Isai is ons, vrede, vrede vir u, en vrede vir die wat help, want u God help u. Daarop het Dawid hulle opgeneem en hulle aangestel as hoofde van die bende. Ook uit Manasse het sommige oorgeloop na Dawid toe, hy saam met die Filistyne gekom het om teen Saul te veg, maar sonder om hulle te help, want met oorleg het die vorste van die Filistyne hom weggestuur en gesê, ten koste van ons hoofde sal hy na sy heer Saul toe oorloop. Terwyl hy na Siklag trek, het daar uit Manasse na hom oorgeloop Adnach, Josabat, Jediel en Michiel, Josabat, Elihu en Siletai, hoofde in die geslagte van Manasse, en hulle het Dawid gehelp teen die bende, wat hulle was almal dapper helde en owerstes in die leer, want dag vir dag het hulle na Dawid gekom om hom te help, totdat dit 'n groot leer was, soos 'n leer van God. Krygsowerstes uit die 12 stamme wat na Hebron gekom het om Dawid koning te maak, vanaf vers 23. En dit was die getalle van die leerafdelings wat vir die oorlog gewapen was, wat na Dawid in Hebron gekom het, om die koningskap van Saul op hom oor te bring, volgens die bevel van die Hemelse Vader. Die seun van Juda wat skild en spies gedra het, was 6800 gewapend vir oorlog. Van die seuns van Simeon dappere helde en vir krygsdiens 7100. En die seuns van Levi 4600. En Jojoda, die bevelhebber van die Aaroniete, en saam met hom 3700. En Sadok, 'n jong man, 'n dapper held met sy familie, 22 owerstes. En van die seuns van Benjamin, die broers van Saul, 3000, want die meeste van hulle het tot nog toe aan die huis van Saul getrou gebly. En van die seuns van Ephraim, 20800, dapper helde, manne van naam in hulle families, en van 'n halwe stam van Manasse, 18000 wat met hulle naam aangewys was om Dawid koning te maak. En van die seuns van Isaskar met kundige insig wat die tye betref, om te weet wat Israel moes doen, hulle hoofde was 200 en hulle broers onder hulle bevel. En Sebulon, die kommando, moet uittrek, toegerus vir oorlog, met allerhande krygswapens,
50.000 aaneengesluit en nie met 'n dubbele hart nie. En van Naftali 1000 owerstes saam met hulle 37.000 met skild en spies. En van die Daniete toegerus vir oorlog 28.600. En van Assar wat op kommando moet uittrek om hulle slagorde op te stel 40.000. En van die oorkant die Jordaan af van die Reboniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse 120.000 met allerhande wapens vir krygdiens. Al hierdie krygsmanne het in slagorde aaneengesluit met 'n onverdeelde hart na Hebron gekom om Dawid koning te maak oor die hele Israel, en ook al die oorige Israeliete was een van hart om Dawid koning te maak. En hulle het daar saam met Dawid 3 dae lank geëet en gedrink, en hulle broers het dit vir hulle berei, en selfs hulle naasbestaandes tot by Isaskar, Sebulon en Naftali het brood gebring, op esels en op kamele en op myle en op beeste, meelkos, vyekoeke en rosynkoeke en wyn en olie en beeste en kleinvee in menigte, want daar was blydskap in Israel. Tot sover. Okay, hoofstuk 13. Die ark word deur Dawid in die huis van Obed-Edom gesit. En Dawid het raad gehou met die owerstes oor 1000 en oor 100 met elke bevelhebber. En Dawid het aan die hele vergadering van Israel gesê: As julle dit goed vind en dit van die Hemelse Vader onse God is, laat ons versprei en na ons broers stuur wat nog oor is in al die landstreke van Israel, en saam met hulle na die priesters en die leviete in die stede waar hulle weivelde het, dat hulle by ons bymekaar moet kom, en laat ons die ark van onse God na ons toe bring, want in die dae van Saul het ons daar nie na gevra nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle so moes doen, want die saak was reg in die oë van die hele volk. En Dawid het vir die hele Israel versamel van Sior in Egipte af tot by die ingang van Hamat, om die ark van God uit Kirjat Jearim te gaan haal. Daarna het Dawid met die hele Israel opgetrek na Baala, na Kirjat Jearim, wat aan Juda behoort, om daarvandaan op te bring die ark van God, die Hemelse Vader wat op die geribstroon waarvoor die naam uitgeroep is. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa weggevoer in die huis van Abinadab en Ussa en Agju, wat het die wa gedrywe. En Dawid het die hele Israel het voor die aangesig van God met alle mag gespeel, sowel met liedere en met sitters, harpe en tamboeryne en simbale en trompette. Toe hulle by die dorsvloer van Kidon kom, het Ussa sy hand uitgesteek om die ark vas te hou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toorn van die Hemelse Vader ontvlam teen Ussa, en hy het hom getref, omdat hy sy hand in die ark na die ark uitgesteek het, sodat hy daar voor die aangesig van God gesterf het. En Dawid het ontroerd geword, omdat die Hemelse Vader 'n skeer aan Ussa geskeer het. Daarom het hy daardie plek genoem Peres Ussa tot vandag toe. En Dawid het daardie dag vir God bevrees geword en gesê: Hoe kan ek die ark van God na my toe bring? Daarom het Dawid die ark nie by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom, die Getiet. En die ark van God het by die huis van Obed-Edom in sy huis gebly, 3 maande lank. En die Hemelse Vader het die huis van Obed-Edom geseën met alles wat hy gehad het. Tot sover. Okay, hoofstuk 14. Dawid sluit 'n verbond met Hiram en verslaan die Filistyne. Toe stuur Hiram, die koning van Tyrus, 'n boodskappers na Dawid met sederhout en meslaars en skrynwerkers om vir hom 'n huis te bou,
So het Dawid dan gewaar geword dat die Hemelse Vader hom as koning oor Israel bevestig het en dat sy koningskap hoog verhewe was terwille van sy volk Israel. En Dawid het in Jerusalem nog meer vroue geneem en Dawid het die vader van nog meer seuns en dogters geword. En dit is die name van die kinders wat hy in Jerusalem gehad het: Samaa en Sabab, Nathan en Salomo, en Jibnar en Elisua, Elpelet en Noga en Nefeg en Jafia en Elasama, Beeljada en Elefilet. Toe die Filistyne hoor dat Dawid as koning oor die hele Israel gesalf was, het al die Filistyne opgetrek om Dawid te soek. Toe Dawid dit hoor, het hy teen hulle uitgetrek, en die Filistyne het gekom en hulle versprei in die dal van Rafaim. Toe het Dawid God geraadpleeg en gesê: sal ek optrek teen die Filistyne en sal u hulle in my hand gee? En die Hemelse Vader het aan hom gesê: trek op, en ek sal hulle in jou hand gee. En toe hulle optrek by Baal Persaram, het Dawid hulle daar verslaan, en Dawid het gesê: God het deur my hand, deur my vyande gebreek, soos water deurbreek. Daarom het hulle die plek Baal Perasim genoem, en hulle het hul gode daar agtergelaat. En Dawid het bevel gegee, en hulle is met vuur verbrand. Maar die Filistyne het hulle nog weer in die dal versprei. Toe raadpleeg Dawid God weer, en God het aan hom gesê: jy moet nie agter hulle aan optrek nie, trek om van hulle af weg, en val hulle vlak voor die balsembosse aan. En as jy geruis van voetstappe in die toppe van die balsembosse hoor, trek dan uit vir die geveg, want God het voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan. En Dawid het gedoen soos wat God hom beveel het, en hulle het die leer van die Filistyne verslaan, van Gibeon af tot by Geser. En die naam van Dawid het uitgegaan in al die lande, en die Hemelse Vader het geskrik vir hom op die nasies gelê. Die Hemelse Vader het 'n skrik op al die nasies vir hom gelê. Hoofstuk 15. Dawid bring die ark na Jerusalem oor en reël die openbare godsdiens. En hy het vir hom 'n huise gebou in die stad van Dawid, en 'n plek reggemaak vir die ark van God, en daarvoor 'n tent opgeslaan. Toe sê Dawid: niemand mag die ark van God dra nie, behalwe die Lewiete, want die Hemelse Vader het hulle uitverkies om die ark van God te dra, en hom tot in die ewigheid te dien. En Dawid het die hele Israel in Jerusalem versamel, en die ark van die Hemelse Vader te bring na sy plek wat hy daarvoor reggemaak het. En Dawid het die seuns van Aaron en die Lewiete versamel. Van die seuns van Kehat, Uriel, die owerstes en sy broers 120. Van die seuns van Merari, Asaja die owerste en sy broers 220. Van die seuns van Gerson, Joel die owerstes, sy broers 130. Van die seuns van Elisfan, Semaja die owerstes en sy broers 200. Van die seuns van Hebron, Eliel die owerstes en sy broers 80. Van die seuns van Uziel, Amminadab die owerstes en sy broers 112. En Dawid het Sadok en Abiatar, die priesters en die Lewiete, Uriel, Asaja en Joel, Samaja, Eliel en Amminadab laat roep, en aan hulle gesê: julle is die hoofde van families van die Lewiete, heilig julle en julle broers, en bring die ark van die Hemelse Vader, die God van Israel, op na die plek wat ek daarvoor reggemaak het, want omdat julle in die begin nie by was nie, het die Hemelse Vader onse God teen ons uitgebreek, omdat ons hom nie gesoek het nie, soos dit behoort nie. Daarop het die priesters en die Lewiete hulle geheilig,
om die ark van die Hemelse Vader, die God van Israel, te gaan haal. En die seuns van die Lewiete het die ark van God, soos Moses volgens die woord van die Hemelse Vader beveel het, op hulle skouers gedra, met die draaghoute op hulle. En Dawid het aan die owerstes van die Lewiete gesê, om hulle broers, die sangers, op te stel met musiekinstrumente, harpe en sitters, simbale, om hulle te laat hoor, deur die stem met blydskap te verhef. Die Lewiete het toe Heman, die seun van Joel, opgestel en uit sy broers Asaf, die seun van Berechia, uit die seuns van Merari, hulle broers Etan, die seun van Kusaja, en saam met hulle die broers van die tweede rang Sacharia en Jesiel, Semorat, Jehiel en Umni, Eliab, Banja, Maseja, Mattia, Lifiel, Makinia, Obed-Edom en Jeel, die poortwagters. En die sangers Heman, Asaf, Etan, om met die kopersimbale musiek te maak. En Sacharia, Asiel, Semaramot, Jehiel, Uni, Elab, Masia, Benaja, met harpe, met sopraan stemme. En Matitja, Efilia en Makinia, Obed-Edom en Jeriel en Isaiah met sitters, om die basleiding te gee. En Kanaja, die owerstes van die Lewiete, was aangestel oor die vervoer. Hy het die vervoer gereël, wat hy het dit verstaan. En Bergaria, Elkana was die poortwagters by die ark, en die priesters Sabanja, Josafat, Nathaniel, Amasai, en Sacharia, en Benaja, en Liseer, het op die trompette geblaas voor die ark van God uit. En Obed-Edom en Jehia was poortwagters van die ark. Dawid en die oudstes van Israel en die owerstes oor 1000 het toe gegaan om die verbondsark van die Hemelse Vader met vreugde uit die huis van Obed-Edom te gaan haal. En terwyl God die Lewiete help, wat die verbondsark van die Hemelse Vader dra, het hulle 7 bulle en 7 ramme geoffer. En Dawid het 'n mantel van fyn linne aangehad, ook al die Lewiete wat in die ark gedra het, en die sangers van Kenanja, die owerste oor die voordrag van die sangers, en Dawid het die linne skouerkleed aangehad. En die hele Israel het die verbondsark van die Hemelse Vader gaan haal, met gejuig en basynklank, en trompette en simbale, onderwyl hulle musiek maak op die harpe en sitters. Toe die verbondsark van die Hemelse Vader op die stad van Dawid inkom, kyk Michal, die dogter van Saul, deur die venster en sien dat koning Dawid dans en speel, en sy het hom van haar hart verag. Tot sover.